So, ek gaan net vinnig weer, ek dink die van julle wat elke Sondag hier is nou al moeg om te hoor, ons tema vir die jaar, maar soos Pastoor Melisandie laasweek gesê het, ons sê dit, want ons wil hê, dit moet in julle ingeprint word. As mense vir julle vra, wat gebeur daar by AGS Brakpan Wes, moet die eerste 3 woorde op julle kop, herstel, vernuwe en dien wees. Want is regtig wat die Here op ons harte gelê het vir hierdie jaar, en wat ons glo, hy elkeen van ons, nie net ons op ons harte lê nie net waarvoor hy ons roep nie, maar waarvoor hy elkeen van julle roep. So ons weet dat ons tema vir die jaar is herstel, sodat ander ons kan volg. Vernuwe, sodat ons weer nuut kan leef. En dan, omdat ons herstel het en vernuwe is, gaan ons dan uit in die wêreld in, om ander te gaan dien. Soos wat ons sien in die voorbeeld van Jesus. Nou ek wil vanoggend, en my hele tema gaan daaroor vanoggend is, wanneer ons hierdie 3 goed hoor, dan, soos ek sê, dit is al so ingeprint in julle koppe in, dat almal van julle ken dit. Almal van ons weet dit. Almal van ons het dit al gehoor. Maar hierdie 3 woorde is nie net woorde wat ons hoor nie. En ons het al preke daaroor gehad en ons het al dieper studie daaroor gehad. Maar iewerste moet ons 'n keuse maak om hierdie 3 woorde deel te maak van ons lewe. En dis presies waaroor ons vanoggend gaan gesels, en nie net oor ons tema nie, maar dit gaan dieper as dit. God deel goed met jou in jou persoonlike lewe, wanneer jy Bybelstudie, wanneer jy in die woord is, en bly dit daar, of raak dit iets wat jy toepas in jou lewe? Ek wil vir julle 'n kort videoklip speel, en dan gaan ek verder gesels, want hierdie vat dit so mooi saam, om nie net te hoor nie, maar iewers in te gaan in aksie. Dankie, Jaco. So did you clean your room like I asked? It should be taken care of. Should be. Yeah, I memorized it. Please clean your room. So did you clean it or not? I went to the coffee shop with my friends to discuss what you may have meant by cleaning your room. We studied the word clean in the Greek. It's kathalos. And in Arabic, it's muthi. So did you clean your room? I went to the convention to study how to clean rooms. For 2 days, I studied on how to clean rooms. And then you cleaned your room? Like I said, it should be taken care of. Show me. So daar sien ons, dit werk nie altyd om net te hoor, ons moet reageer nie. Ek dink nie julle sal baie beïndruk wees as julle vir julle kinders sê, hulle moet hulle kamers gaan skoonmaak, en die antwoord wat jy kry is so 'n hele preek oor hoe om jou kamer skoon te maak, maar op die ou einde van die dag het daar absoluut niks gebeur nie. Nou, dis maklik om dit daar te sien, en daar kan 'n paar goedjies te dink, dalk het jou kinders dit al probeer, ek weet nie. Maar ons doen presies dit met God. God gee vir ons 'n woord, en hy sê vir ons om te reageer, om iets te doen, iets toe te pas in ons lewe, en ons hoor preke, woon preke by, en God stuur iemand dalk om dit vir jou 3 keer die week te sien. Jy gaan koop 'n boek, en jy lees die boek van voor tot agter, en dan baie keer, en ons gaan later daarby kom, vertel ons selfs vir onsself dat ons het dit onder die knie, dis deel van ons lewe. Maar nêrens gaan ons oor om dit te begin toepas nie. En soos ek vroeër gesê het, dit begin vanoggend by herstel, vernuwe en dien. Maar dit stop nie daar nie. Dis nie net by AGS Brakpan Wes se tema wat ons hierdie moet toepas nie. Maar elke aspek van ons lewe roep God ons om goed toe te pas in ons lewe. En die vraag is vanoggend, pas ons dit toe of hoor ons dit net en swat dit op? Ons ken dalk al die inligting daarvan, maar die vrug is nog nie deel van jou lewe nie. En ek wil vanoggend 'n koning gebruik in die Bybel om vir julle hierdie te illustreer. Koning Salomo het vir God het vir koning Salomo as koning aangestel na sy pa Dawid. En een van die eerste goed wat God vir Salomo sê in 1 Konings 3 vers 5 is: ek sal vir jou enigiets gee wat jy van my vra. Wat wil jy hê? En hoor hoe antwoord Salomo. Hy sê: gee my tog die vermoë om met verstandigheid
en regverdigheid oor u volk te regeer. Want wie kan op sy eie oor hierdie groot volk van u regeer? Die Here was tevrede met Salomo se antwoord en hy was baie bly dat hy hierdie dinge gevra het. Die Here het hom geantwoord: omdat jy dit gevra het en nie meer vir 'n lang lewe of rykdom nie, of die dood van jou vyande nie, maar vir onderskeiding om met insig te kan oordeel. Daarom sal ek vir jou gee wat jy gevra het. Ek sal jou die vermoë gee van wysheid en insig, soos niemand voor jou gehad het of na jou sal hê nie. En dit stop nie daar nie. In die volgende verse gee God dan vir Salomo rykdom en 'n lang lewe en al daai goed, want sy hart was op die regte plek. Dis ongelooflik vanoggend om te dink, die Here sê vir Salomo, jy kan enigiets vra, en hy vra vir wysheid. Baie van ons sou gesê het, Here, kan ek asseblief 'n rooi Ferrari of 'n 3 verdieping huis, kan ek asseblief dit kry? Maar Salomo sê, hy soek nie dit nie, hy soek wysheid. En God gee dit vir hom. Maar sien, daar gebeur daar, en ek wil vanoggend 2 voorbeelde uit Salomo se lewe uit met julle deel, want dan, God gee vir Salomo hierdie wysheid, maar dan sit hy dit in sy hande. En net soos ons vanoggend, het hy al die kennis gehad, maar hy moes kies om dit toe te pas. Hy moes kies om sy kamer te gaan skoonmaak, as ons dit in daai voorbeeld kan sê vanoggend, en nie net te sê, nee, ek glo dit het gebeur, want ek het al die kennis nie. So in die eerste storie wat gebeur, in 1 Konings 3, vers 16 tot 28, wat gebeur is, 2 vrouens kom voor koning Salomo. Die een vrou begin met hom praat, en sy pleit by hom. Sy sê vir hom, ek en hierdie vrou bly in dieselfde huis. Ek het 'n baba in die lewe ingebring, en 3 dae later het sy ook 'n baba in die lewe ingebring. Haar baba is deur die aand oorlede, en sy het hom toe omgeruil met myne. Ek het die volgende oggend wakker geword en oorspronklik gedink, my baba is oorlede, maar toe ek hom bestudeer en kyk, daai ma instink, toe sien ek, dis nie my kind nie. En toe, nog voor sy klaar praat, val die ander een nou aan die rede en sê, nee, maar dit is nie so nie. Die een wat lewe is my kind. En so begin hulle onder mekaar stry, oor wie se kind is die een wat lewe, en wie se kind is die een wat oorlede is. En hierso het koning Salomo reeds die wysheid wat God vir hom gegee het, gekry, en hy moet nou kies om dit toe te pas, en ons gaan nou daarby kom, maar ek wil hê jy met jouself gou indink, jy is in hierdie situasie. Dus 2 mammas, wat eintlik op hierdie stadium al 2 hulle kinders verloor het. Die een se kind is oorlede, en sy die ander een sin gevat, en nou sê sy, dit is my kind. So die ander mamma het 'n kind verloor, want die ander een het hom by haar gevat. So dis nie sommer net 'n gesprek nie, dis 'n baie intense, emosionele, ek wil amper sê, ineenstorting van hierdie 2 vrouens, want hulle wil hulle kind by hulle hê. Hulle soek daai kind. En koning Salomo moet hierdie situasie hanteer. En hoor wat doen hy in 1 Konings vanaf vers 16 tot 3, vanaf vers 24 tot 28. Goed, bring vir my 'n swaard. Iemand het vir hom 'n swaard gebring. Hy sê toe, sny die lewende kind in 2 en gee 'n helfte vir elkeen van hulle. Maar die ma van die lewende kind roep uit, nee, my heer, gee dan liewer die lewende kind vir haar, maar moenie hom doodmaak nie. Maar die ander vrou sê, dit is goed so, dan sal hy nog myne, nog joune wees. Sny hom deur. Toe sê die koning, moenie die kind doodmaak nie, gee die lewende kind aan die eerste vrou, sy is die regte ma. Die koning se uitspraak het in die hele Israel bekend geword. Hulle het groot respek vir die koning gekry, want hulle het besef dat God besondere wysheid aan hom gegee het om regverdig te kan oordeel. So hier maak Salomo 'n uitspraak en hy kies om die wysheid wat God vir hom gegee het toe te pas. Want ek dink nie dit was 'n normale reaksie om te sê, bring vir my 'n swaard, kom ons sny die kind in 2. Ek dink nie dit was uit sy eie mag wat hy dit gedoen het nie, want dit klink asof hy van sy sinne beroof is. Wie sê so iets? Dis 'n babietjie. Maar Salomo het wysheid gehad en hy het vertrou dat God vir hom gaan deurbraak bring. So Salomo het die wysheid ontvang en hy kies om dit nie net hier in sy kop te hoor, God sê vir hom wat om te doen nie. Hy gebruik dit en hy pas dit toe. Dan in 'n tweede geleentheid, bietjie later in Salomo se lewe, het hy weer die geleentheid voor hom om wysheid te kan gebruik en toe te pas. Maar hierdie keer is dit nie met iemand anders nie, dis in sy eie persoonlike lewe. God het vir hom die wysheid gegee om te kan onderskei
tussen wat se lewensmaat is die regte lewensmaat en wat se een nie. Of in Salomo se geval, wat se 900 is die regte en wat se 900 nie. En God het wette in plek gesit, want sien, daai tyd in Israel het daar mense reg rondom gelewe wat ander gode gedien het. En God het 'n wet in plek gesit om hulle te verhoed om met buitelandse vrouens te trou. As gevolg daarvan, God het geweet, wys my jou vriende en ek wys my jou toekoms. Hy het geweet as hulle met hierdie mense meng, gaan hulle soos hulle begin word en ander gode begin aanbid. So God sit wette in plek en hy gee vir Salomo wysheid om vir hom te help om die regte vrouens in sy lewe te kies. Maar hoor wat gebeur, so Salomo het die wysheid, hy moet kies of hy dit toepas. In 1 Konings 11 vers 1 tot 4. Koning Salomo het baie buitelandse vroue lief gekry. Benewens die Farao se dogter het hy vroue uit Moab, Ammon, Edom, Sidon en uit Hittite gehaat. Die Here het duidelik vir die Israeliete gesê, julle mag nie met hierdie nasies ondertrou nie. Hulle sal julle verlei om hulle gode te aanbid. Nogtans het Salomo op hulle verlief geraak. Hy het 700 vroue van koninklike afkoms gehad en 300 byvroue. Hierdie vroue het hom toe inderdaad verlei. Toe Salomo oud geword het, het hulle hom verlei om ander gode te dien. Hy het nie meer die Here sy God met soveel toewyding gedien, soos sy pa Dawid gedoen het nie. So hier gebeur presies die teenoorgestelde van die eerste situasie waarmee Salomo gekonfronteer word. God het nie die wysheid kom wegvat en gesê, nee, dis nou 'n bietjie tyd om dit vir iemand anders te gee, jy het dit nie meer nodig nie. Die wysheid wat God vir Salomo gegee het, was nog steeds daar, was nog steeds deel van sy lewe. Hy het baie goed geweet, hy moenie met hierdie vrouens trou nie, maar hy kies om te hoor en die kennis te hê en maar nie oor te gaan en dit te begin toepas in sy lewe nie. Nou dis wat ek vanoggend met julle wil deel, want ons reageer partymal net so Salomo. Soos ons vroeër gesê het, God deel met ons sekere goed wat ons moet toepas en deel maak van ons lewe, en ons hoor dit en ons gaan studeer dit op, maar ons kies om dit nie toe te pas nie. So Salomo kies om nie die wysheid te gebruik nie, kies ons om nie te reageer op dit wat God vir ons sê om te doen nie, op dit wat God met ons deel, dalk in 'n preek, dalk het jy in hierdie laaste jaar goed gehoor wat God al van toe af met jou praat, maar jy het dit nog nie begin toepas nie. Dalk is dit persoonlik in jou Bybelstudie, dalk is dit persoonlik wat God met jou in jou stilte tyd, in jou afsondering deel. Jy het al die inligting, maar ons moet dit begin toepas. So dan is die vraag vanoggend, hoe doen ons dit? Hoe begin ons hierdie goed deel maak van ons lewe, soos Salomo aanvanklik het? Hoe verhoed ons onsself om by die tweede deel van Salomo uit te kom en verkeerde of glad nie dit toe te pas in ons lewe nie? So ons gaan vanoggend drie maniere bespreek oor hoe ons dit kan doen. En die eerste een is wat ons leer by Jakobus in Jakobus 1 vers 22 tot 24 en dit lees vir ons: wees daders van die woord, nie net hoorders nie. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 22 tot 24. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, wat hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe dit gelyk het. Nou ek het gedink ek wil daai stukkie vanoggend vir julle prakties maak, so kyk gou na daai foto. Dalk is dit hoe jy lyk as jy in die oggend opstaan en jy kyk vir die eerste keer in die spieël. Nou ek weet nie of julle saam met my sal stem nie, maar om so jouself in die spieël te sien en te besluit, okay, ek gaan nie my borsel uithaal nie, ek gaan nie bietjie water oor my gesig vee nie, ek gaan net so werk toe gaan. Dink julle dis 'n goeie idee? Ek dink die eerste persoon wat jou raakloop gaan vir jou vra as jy, okay, het jy hulp nodig? Dis nie hoekom ons 'n spieël het nie. 'n Spieël is daar sodat ons dit kan sien voor ons werk toe gaan en sê, "Sjoe, ek moet iets aan hierdie voorkoms doen. Ek lyk nie te great nie." En dan gryp ons 'n borsel en ons kam ons hare, ons was ons gesig, ons borsel ons tande en dan lyk ons weer netjies en reg om in die wêreld in te gaan. Nou Jakobus gebruik hierdie voorbeeld want hy verstaan dat dit ons almal het dadelik daai prentjie. Daai is iemand anders, maar ek seker almal van julle kan vanoggend dink,
Hoe lyk jy baie keer as jy in die oggend vir die eerste keer in die spieël kyk? Jou hare staan oral, jou oë kyk sommer verskillende kante toe, en dit is, jy weet, nou moet ek eers, daar stappe wat ek moet volg, voor ek uit die huis uit kan gaan, en om te sê, sjoe, ek weet ek lyk nou nie mooi nie. Jesus, ek weet, ek kam, as ek hom nou hier deur my hare trek, gaan ek weer netjies lyk. As ek my gesig afvee, gaan ek al hierdie slaapmerke wat op my gesig is afvee. En daai kennis met jouself te deel en te sê, okay, nou is ek reg, kom ons gaan. Ek glo en vertrou, my hare gaan reg wees in die tyd dat ek by die werk kom. Dis nie hoe dit werk nie. Jy moet die borsel optel en jou hare begin kam. Jy moet jou hande nat maak, jou lappie nat maak en jou gesig begin afvee. En dis presies wat Jakobus vir ons sê, ons moet doen met die woord wat God met ons deel. Ons moenie net hoor en gaan, sjoe, dis 'n nice woord, dis 'n oulike, dit praat met my, ek het iets gehoor vanoggend. Ons moenie net dit doen en gaan, nou kan ek maar in die wêreld ingaan, dit gaan deel raak van my lewe nie. Jy moet begin aksie vat en dit begin toepas. Jy moet daai borsel optel en jou hare begin kam. En dis wat Jakobus met ons deel. Charles Spurgeon help hom met dit. Hoor wat sê Charles Spurgeon, hy sê, it is not how much we know, but how much we practice that makes us truly wise. Nou, hy was 'n baie invloedryke pastoor en ek het in die laaste 3 weke het 'n klomp aanhalings van hom gehoor. Maar dit wat hy sê is so 'n kragtige woord. Dit gaan nie oor die kennis wat jy het nie. Dit gaan nie oor of kan jy die Bybel vir my opsê van voor tot agter. Al die preke wat ons in die laaste jaar gepreek het en elke preek wat jy bygewoon het oor jou lewensroute, dit gaan nie oor kan jy hulle almal opsê uit jou kop uit nie. Dit gaan oor hoeveel van daai woorde kan jy vir my wys? Hoeveel van daai woorde is deel van jou lewe? En as ek dit vanoggend sê, dan praat ek met myself ook, want dit is maklik om te hoor. Dit is maklik om te gaan. En dis die groot rede dat ons baie keer nie oorgaan in aksie nie. Want ons hoor 'n wonderlike preek of ons lees 'n wonderlike woord en dit raak ons emosioneel so aan dat ons voel bemoedig, ons raak opgewonde. Ons is so bly oor God deel met my wat die stappe vorentoe is. En daai opgewondenheid, daai gemotiveerdheid raak so deel van ons lewe dat ons onsself begin bedrieg om te dink, maar ek het dit onder die knie. Dis deel van my lewe, ek hoef nie meer daaraan te werk nie. En die eerste deel van Jakobus 1 vers 22 sê dit. Hy sê, en word daders van die woord. En hoor wat sê hy dan? En nie hoorders wat julle self bedrieg nie. Hy sê nie, ons hoor net, hy sê, ons bedrieg onsself. Want ons hoor, maar ons hoor nie net en dink, okay, dit praat regtig met ons hart, dit raak regtig ons so aan, dit het so impak op ons, wanneer ons dit hoor, dat ons onsself bedrieg om te voel, maar dis al wat ek nodig gehad het. Dis vanoggend genoeg vir my. Ek het gehoor wat God vir my wil sê. En ons raak in daai leefwyse van, ek het dit, dankie Here, U het met my gepraat, ek verstaan hierdie woord, ek weet nou hoe iemand lyk wat 'n dader van die woord is, ek weet nou hoe om dit te doen, en ons bombardeer onsself met al daai inligting, dat ons soos daai dogtertjie voel, want sy het nie gewonder, daar was geen, miskien het dit nie gebeur nie, sy was oortuig, haar kamer gaan skoon wees, sy het hierdie goed geleer, sy het geswat, sy het 'n kursus bygewoon, daar was geen hesitant, sy was glad nie hesitant oor of haar kamer mooi is of nie, sy het geweet, of geglo, dit is so, en dis baie keer wat ons doen, ons glo, dit is 'n realiteit in ons lewe, dit is deel van my lewe, maar ons het dit nog nie begin toepas nie. Hoor wat sê A.W. Tozer, dit is ook 'n pastoor, hy was ook 'n tydskrifredigeer en 'n geestelike mentor vir baie mense. Hoor wat sê hy? Hy sê, the Bible was not given for our information, but for our transformation. Nie gegee sodat ons inligting kan kry nie, maar sodat ons getransformeer kan word. Die tweede manier hoe ons hierdie goed begin deel maak om so Salomo die eerste keer te luister na wat God sê is deur gehoorsaam te wees. Nou wanneer ons die woord gehoorsaamheid hoor, dan dink ons dadelik, ek moet nou weer vasgevang en vasgebind word aan reëls en regulasies
en ek kan nie meer my eie lewe lewe nie, en dis nie die geval nie. Hoor wat sê Spreuke 3 vers 1 en 2, hy sê, my seun, moenie vergeet wat ek jou geleer het nie, hou vas aan my opdragte, dit sal jou lank laat lewe en jou 'n voorspoedige lewe gee. Ons natuurlike instink dat gehoorsaamheid ons vasbind, dat gehoorsaamheid sit ons in gevangenis. Nou moet ek heeltyd luister en na al hierdie reëls wat God vir my gee, is heeltemal verkeerd. Want alhoewel ons dit dink, is die teendeel daarvan dat hoe meer gehoorsaam ons aan God raak, hoe meer vry begin ons lewe. Hoe nader aan ons aan God begin leef, hoe meer ons begin toepas dit wat hy ons lei om toe te pas, hoe meer vry begin ons lewe. Hoe meer begin ons besef die belofte wat God vir ons gegee het, dat daar vryheid in sy oorwinning is, dat daar vir ons verlossing in sy oorwinning is. So alhoewel ons gedagtes gaan in die idee van is ons vasgevang en vasgetrek, is die teendeel daarvan dat dit ons eintlik vry maak. Hoe meer ons aan God se woord gehoorsaam raak, hoe meer vry raak ons. En sien, baie keer dink ons, hierdie woord is net vir ons. God wil net hê, ons wat in 2026 lewe, moet gehoorsaam wees aan sy woord. Maar God het van die begin af, Jesus se eerste woorde aan sy disippels was nie 'n preek van hoe oulik of hoe goed dit is om 'n disipel van hom te wees nie. Sy eerste woorde was, kom en volg my. Daar was nie 'n preek en hier's vir julle 'n klomp inligting nie. Daar was dadelik 'n roep tot aksie. In Lukas 5 vers 10 en 11 kan ons dit lees. Sy kollegas Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, was net so verbaas. Jesus het vir Simon geantwoord, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En toe hulle aan wal kom, het hulle alles net so laat lê en Jesus gevolg. Hulle, so hierdie stuk wys vir ons, hulle moes van die begin af die keuse maak. Daar was nie, hier's vir jou 'n bietjie inligting, gaan dink daaroor, gaan besluit daaroor, gaan woon 'n kursus by, gaan swat 3 weke, en dan kom ons by mekaar en dan praat ons daaroor nie. Daar was dadelik 'n roep tot aksie. Daar was dadelik hier's wat ek van julle verwag, kom volg my en dan gaan ons dit begin toepas in ons lewe. En dis wat God baie keer ons roep. Hoe meer inligting ons kry, ja, hoe meer kan ons hierdie ding begin toepas in ons lewe. Maar God verwag baie keer dat ons net die besluit maak en sê, Here, hier is ek, kom ons gaan. Ek vertrou U, kom ons gaan. En ek weet, soos wat ek die paadjie stap, sal U vir my die nodige inligting gee, om dit te begin toepas. Ek dink, ons moet leer om dit anders om te doen. Nie onsself te probeer bombardeer met inligting, wat ons naderhand so oorweldig, dat ons voel ons het dit onder die knie nie. Maar wanneer God met ons praat om te sê, Here, hier is ek neem aksie, en dan soos wat ons aksie neem, begin ons die inligting soek, sodat ons dit beter en beter kan toepas. Soos 'n atleet wat oefen, hy begin nie dadelik by die hoogste, die vinnigste en moeilikste wedren nie. Hy begin onder en hy bou homself op, deur dit toe te pas en deel te maak van sy lewe. Die derde punt, hoe ons kies om so Salomo toe te pas dit wat God vir ons gegee het, soos wat hy afhanklik het, is deur geloof toe te pas. Gehoorsaamheid aan God kos geloof. Om oor te gaan tot aksie kos geloof. Want is nie altyd so eenvoudig soos het jy jou kamer skoon gemaak nie. Dis baie keer bietjie dieper en wyer as net dit. Maar hoor wat sê Jakobus 2 vers 26. 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is 'n lijk. So is geloof wat nie dade word nie, ook dood. Want sien, Jakobus sê weer vir ons hierdie stuk, want net vroeër het hy gepraat van, wees daders van die woord, nie net hoorders nie. Want hy wil hê ons moet besef, dat om daders van die woord te wees, kort ons geloof. Want baie keer gaan dit nie so maklik wees nie. As ons teruggaan na die storie van Salomo toe, dit was nie, soos ek vroeër gesê het, dit was nie noodwendig die maklikste keuse om te sê, bring vir my 'n swaard, ek gaan hierdie kind in 2 sny nie. Dit klink nie soos die logiese antwoord nie. En veral nie in vandag se lewe nie, want meeste van ons sal sê, kom ons vat daai mammas en die baba gou-gou na Dalvie Hospitaal toe, dan trek ons gou-gou bloed en dan sien ons wie is die regte ma. Dit klink nie soos 'n
'n normale reaksie om te sê, bring vir my 'n swaard, ons gaan hierdie kind sny, in 2 nie. Maar Salomo het geloof gehad om te weet, dat God het 'n beter plan vir hom. God het geweet, God is in beheer, en God gaan vir hom die wysheid gee, om hierdie situasie te hanteer, en hy het geglo, dat God gaan hom nie vat tot op 'n punt, waar hy daai kind in 2 moet sny nie. En dis baie keer so met ons, dis nie so maklik dat God vir jou sê, nie altyd so maklik dat God net vir jou sê, lees jou Bybel nie. Dalk is dit baie dieper en moeiliker vanoggend as dit. Dalk is God besig om met jou te praat om van beroep te verander, om van beroep te skuif. En dis nie net, okay Here, hier gaan ons nie. Dis gewoonlik 'n blindelingse besluit wat ons moet maak. Maar dan moet ons die keuse maak om te sê, God, ek vertrou U genoeg om hierdie besluit te maak. Ek weet, U is in beheer. En dan raak 2 Korintiërs 5 vers 7 vir ons 'n realiteit, want dan besef ons wandel nie, want ons wandel deur geloof, en nie deur aanskouing nie. Ons wandel nie op dit wat ons kan sien nie, ons wandel op die vertroue, dat God weet wat die eindprentjie is, en ons kan hom vertrou, en dit doen, wat hy vir ons sê, want hy bly in beheer. Nou ek wil vanoggend afsluit, met die gedagte om by julle te los, moenie net hoor wat die woord, wat God self vir jou sê nie. En God praat op verskillende maniere met ons, soos ek al 'n paar keer vanoggend gesê het, deur preke, deur woord wat hy self met jou deel, deur mense, deur die Bybel wat sy woord is. Wanneer God met jou praat, kies om oor te gaan tot aksie. En nie net dit te hoor en daaroor op te lees en te studeer nie, maar begin dit oorsit in aksie. Want dit, sien, daai oorgaan in aksie beteken nie vanoggend, soos ek gesê het, dat ons soos daai atleet moet perfek wees, nou moet ek 100 meter gaan hardloop in 4 sekondes nie. Dis nie wat God van ons verwag nie. God wil hê ons moet sê, kom ons gaan begin. Kom ons gaan hardloop die 100 meter elke dag en kyk, waar is ons oor 'n maand? Waar is ons oor 2 maande? God wil nie hê dat ons dit moet toepas teen voluit nie. Hy wil net hê ons moet begin. Want as ons begin, is daar groei. Wanneer ons onsself bombardeer met inligting, is daar nie groei totdat ons dit begin toepas nie. En die doel van vanoggend se boodskap is dit, om dit by julle te los. Ek sê ook nie vanoggend vir jou, gaan haal jy 'n notaboekie uit en dan kyk jy oralste waar God met jou gepraat het en dan al daai 100 goed wat hy met jou gedeel het in die laaste jaar, begin ons môre aanpak nie. Want dit gaan ook nie werk nie. Jy gaan jouself uitbrand en moeg word vir dit, nog voor jy begin het. Wat ek vanoggend vir jou wil sê is, gaan raak stil en hoor wat is die een ding wat God op jou hart lê om mee te begin. En begin met dit. En begin klein. Lukas 16 vers 10 sê vir ons, as julle in klein sake getrou is, sal julle ook in groot sake getrou wees. As jy selfs 'n klein bietjie oneerlik is, sal jy nie eerlik wees met groot verantwoordelikhede nie. Begin net iewers, begin met iets kleins, en begin dit deel maak van jou lewe. Maar begin met dit wat God op jou hart lê. Moenie alles op een slag gaan aangryp en dink, daarmee gaan ek nou hardloop nie. En begin daar waar jy is. Moenie probeer begin waar pastoor Melisande of waar ek is of waar jou geestelike leier is waarna jy opkyk nie. Begin daar waar jy is vanoggend. En God sal die pad saam met jou stap na die plek toe waar hy jou lei om te gaan. God wil hê dat ons moet herstel, hy wil hê ons moet vernuwe en hy wil hê ons moet ander gaan dien. Hy wil hê dat ons dit wat hy met ons deel moet begin deel maak van ons lewe. Maar dit begin by ons. Ons moet die keuse maak om te begin. Ons moet die keuse maak om te sê, ek gaan nie droom my kamer is skoon nie. Ek gaan opstaan en iets daaraan gaan doen. Ek gaan uitgaan en hom gaan skoon maak. Charles Swindoll het dit baie mooi gesê. Hy sê, God is more concerned with your direction than your speed. God wil nie hê ons moet vinnig daarin storm nie. Hy wil net hê dat ons in die regte rigting moet begin beweeg. Dis al wat hy van ons verwag. Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam vanoggend. Dankie liewe Vader, Here, dat ons vanoggend kan hoor en besef, Here, U roep ons, Here, om daders van die woord te wees. Here, U roep ons om nie net te hoor wat U sê nie, maar om oor te gaan tot aksie, liewe Vader, Here. En vanoggend wil ek U kom dankie
kom dankie sê vir dit, liewe Vader. Dankie Here dat U vanoggend iets op elkeen van ons harte lê wat ons moet gaan haal, liewe Vader, Here, wat ons moet ophou inligting soek, Here, en wat ons moet kies om te reageer op U instruksie, liewe Vader. Dankie Here dat U ons harte ken, Here. Ek wil vanoggend het vroeër gedeel, ek weet nie wie van julle dit gehoor nie, maar al ons liedjies wat ons gesing het vanoggend gaan daaroor dat Jesus vir jou verlosser gebring het, vir jou verlossing gebring het, en dalk is dit die keuse wat jy moet maak vanoggend. Dalk is die keuse wat jy moet maak vanoggend om te wat God al lankal met jou praat om te sê, Here, ek kies U. En as dit jy is, wil jy nie net opstaan dat ons net saam bid vir dit, want die Here lê dit op my hart vanoggend. Dis iemand wat dit moet hoor. En hy begin al met jou praat van daai eerste liedjie af wat hy vir jou sê, in my is daar vir jou verlossing. In my is daar vir jou redding. In my is daar vir jou vryheid. En as dit jou eie is, wil jy nie net saam met ons staan nie, dan gaan ons vir jou bid. En dan wil ek die res van julle ook uitnooi, terwyl ons staan, as God iets op jou hart lê vanoggend, wat jy weet, jy moet oorgaan in aksie, wil julle nie ook saam met ons staan, en dan bid ons vir dit, dat die Here ons sal leiding gee, om aksie te neem, en saam met ons die aksie te vat nie. Dankie Here. As jy naby iemand sit wat staan, wil julle nie net julle hande op hulle sit, en dan gaan ons saam met hulle intree in gebed nie. Dankie liewe Vader, Here, dat U vanoggend elke hart ken, Here. Here, U weet vanoggend wie staan hier en sê, Here, ek moet U kies, en vanoggend maak ek die keuse om te sê, ek kies U as my verlosser en my saligmaker, Here. Ek kies U as koning van my lewe, Here. Ek bid dat U 'n opgewondenheid en 'n bonatuurlike liefde in elkeen van daai persone wat staan sal wakker maak. Here, maar ek wil ook kom bid saam met ieder en elke persoon wat staan en sê, Here, ek weet ek moes al hierdie ding deel gemaak het van my lewe. Ek moes dit al begin toepas het, maar ek het nie, Here. Ek bid dat U by ieder en elke van daai persone sal stil staan en dat U vir hulle wysheid sal gee oor wat is die eerste stap. Al is dit hoe klein, Here, dat hulle dit sal gee en hierdie reis saam met U sal begin. Dankie, Here, dat ons vanoggend elke persoon kan eer wat opstaan, wat 'n stap van geloof vat om te sê, ek staan op vanoggend. Ek weet ek het die hand van die Here nodig, om my te kom help in hierdie situasie. Here, ek bid vir ieder en elkeen van hulle. Ek seën hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir hierdie woord, Here, en dat dit iets is dat ons elkeen kan hoor vanoggend. Dat ons nie net moet hoor wat U vir ons sê nie, Here, maar dat ons moet oorgaan en dit begin toepas. Ek bid dat ons hierdie woord sal dra saam met ons, Here, vir die res van ons lewe. Dat wanneer iemand ons praat, dat ons sal hoor hoe U vir ons sê. Moenie net hoor nie, reageer daarop, Here, dat U vir ons die storie van Salomo kom vertel, en dat ons sal herinner word daaraan, dat ons, soos hy aanvanklik het, moet reageer, en nie soos hy later in sy lewe het nie. Dankie, liewe Vader. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.